Hartlik welkom by ons reeks Alsbehalwe Gemiddeld. Nou niemand van ons wil gemiddeld wees nie. Jy wil nie 'n gemiddelde werker wees of 'n gemiddelde man wees of 'n vrou wees nie. Ons almal wil alsbehalwe gemiddeld wees. Ons sit onsself definitief nie in die kategorie van gemiddeld nie. Niemand dink sy vrou is gemiddeld nie. Jy beter nie. Gemiddeld is dan ook baie keer wat dalk 'n goeie aanduiding is van wat waar is van die meeste van ons. Hoekom? Want duisende bemarkingsstudie word gedoen elke dag op wat is die gemiddelde persoon? Wat spandeer die gemiddelde persoon? Hoe dink die gemiddelde persoon? En ek wil nie gemiddeld wees nie, maar soos wat hulle dit beskryf dit dalk baie keer ek wat gemiddeld is. Hulle sê die gemiddelde persoon spandeer 103% elke maand van sy inkomste. Skuld om en by R48.000. Voel hy wil 11,5 kilogram verloor. Sy aandagspan, gemiddelde persoon se aandagspan is 8 sekondes. Jy weet 'n goudvissin is 9, nê. Hulle sê die gemiddelde pa spandeer 27,5 ure 'n week aan vermaak en ontspanning, TV of internet en spandeer maar net 7 ure 'n week met sy kind. Dis gemiddeld. Nou God se plan vir my en jou lewe is alsbehalwe gemiddeld. Nou vandag gaan ons kyk na 'n gedeelte waar Jesus sy disippels ook aanspoor om als te wees behalwe gemiddeld. Nou aan die einde van die bergpredikasie lig Jesus die standaard van hoe ons moet leef. Jesus sê hy het nie gekom om die wet te vernietig nie, maar hy het gekom om die standaard te lig. Jesus praat van 'n smal pad en dan praat hy ook van 'n breë pad. En op die breë pad is daar 'n klomp mense wat gemiddeld is, nê. Ons is ook dalk op daai pad baie keer. Maar ware lewe kan ons net vind op die smal pad, alsbehalwe gemiddeld. Nou Matteus 5 vers 38 sê Jesus, julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. So julle het gehoor, dit was die wet van vergelding. Dit was nie 'n wet om wraak te neem, dit is eintlik 'n wet van genade. Dit moes jou keer om wraak te neem. Jy kon nie die saak net in jou eie hande neem en wraak neem nie. Wraak lyk so. Iemand steel van jou 'n bees en jy gaan brand sommer sy hele boerdery af. Nee, vergelding moet wees, jy steel 'n bees van my en ek gee 'n bees terug vir jou. Nou, alhoewel dit die standaard was van hoe die gemiddelde persoon opgetree het, is Jesus besig om die standaard te lig. Hy daag die gemiddeld uit, wat die gemiddeld is. Vergelding was gemiddeld. Hy sê, maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie weerstaan nie. Die boodskapvertaling sê, julle moenie mense wat julle sleg behandel probeer terugkry nie. Met ander woorde, Jesus sê, ek weet die wet laat jou toe om te vergeld, maar ek wil meer hê vir jou. Ek wil iets bo-gemiddeld hê vir jou en vir jou verhoudinge. Ek wil nie hê jy moet net ander heeltyd probeer om ander mense terug te kry. En dan gebruik hy 4 illustrasies. Hy kies 4 gebruike van die wet in daai tyd. En hy wys vir ons hoe om alsbehalwe gemiddeld te leef. Hy sê, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Nou, hierdie vers is seker die mees uit konteks gebruik van enige vers in die Bybel. Hierdie is nie iemand wat jou kom aanval en jou slaan met die vuis nie. Dit gaan nie oor jy wat moet toelaat dat mense jou boelie en oor jou moet loop nie. Hierdie is nie iemand wat jou, hier kom hy slaan jou met die vuis nie. Nee, die Joodse kultuur het presies verstaan hierdie illustrasie van Jesus, want 90% van die mense was regs gewees. So hoe slaan ek jou nou met die regterhand op die regter, ek gaan jou so moet slaan. Nou dit was 'n gebaar gewees van om iemand te verneder met 'n rughand, 'n backhand. In my backhand. Hierdie is nie 'n aanval nie, hierdie was 'n belediging. Almal het dit verstaan toe Jesus dit sê. Hy sê moenie as iemand jou beledig, probeer om hulle terug te beledig. As iemand jou verneder, hy sê dis gemiddeld om iemand terug te wil verneder. En dan die tweede illustrasie. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. Nou, die wet het die arme ou op straat beskerm, want ryk mense het meer geld gehad om 'n saak te wen, dis maar soos vandag ook. Hulle kon jou onderkleed vat, maar hulle was nooit toegelaat om jou bokleed ook te vat nie. Want dit was jou kombers gewees in die aand. Selfs al was jy onskuldig, het mense in die hof die saak gewen. So, as iemand jou onregverdig iets van jou wegneem, hou steeds aan om vrygewig te wees teenoor hulle. Moenie iets probeer wegneem of steel ook van hulle nie.
Nou die disippels moes definitief ontsteld geraak het, nee, is jy, nee. Want sommer 'n klomp goed kom nou op by jou. Jesus sê vir hulle, as iemand jou beledig, of iets steel van jou, moenie hulle probeer terugkry nie. Hy sê eintlik vir hulle, ek wil iets meer hê vir julle, iets bo gemiddeld, alsbehalwe gemiddeld. Dan die derde illustrasie, vers 41. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 'n tweede myl saam. Nou in daai tyd as 'n Romeinse soldaat na jou toe gekom het, dan vra hy jou om sy wapen te dra, 1 myl byvoorbeeld, dis wat die wet gesê het. En dan het hierdie Jode elke tree getel, en as hulle daar aan die einde kom, dan laat val hulle dit sommer net daar op die grond. Spiteful. Jesus sê, dis kleinlik, moenie dit doen nie. Almal doen dit, dis gemiddeld. Jy mag dit doen, maar dis gemiddeld. As iemand hulle verantwoordelikheid op jou gooi, moenie kleinlik wees nie, en doen wat almal doen nie. Ek wil hê jy moet anders reageer. Ek weet, dit raak nou al hoe moeiliker. Hier is die 4de een. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Nou, in daai tyd, elke 7de jaar, het jy mense se skuld, wat hulle jou skuld afgeskryf. Nou, niemand wou uit die aard van die saak in die 6de jaar vir enige iemand iets leen nie, want jy gaan dit volgende jaar nie terugkry nie. Jesus sê vir hulle, moenie dat die 7de jaar reël jou verhinder om iemand te help nie, om te gee as jy ekstra het nie. Gemiddelde mense raak synig in die 6de jaar. Gemiddelde mense help net ander as hulle iets terug kan kry, as daar iets vir hulle in is. Ook word dit misverstaan as, jy weet, jy moet nou net onverantwoordelik wees. Nee, hierdie gaan nie oor, jy gee net alles weg nie. Hierdie gaan oor, jy wat meer as genoeg het, en almal wat in nood is, net bloot wegwys. Nou kom ons hersien hierdie 4. Draai die ander wang. Wees vrygewig, loop 'n ekstra myl, gee 'n helpende hand. Nou, net soos die disippels skop jy ook teen dit, né? Ek weet, jy het ook 'n beswaar teen hierdie goeters. Ek ook. Nou voor ons praat net oor jou beswaar, hier's 'n waarheid. Is dit nie waar dat ons almal mal is oor hierdie tipe mense nie? Ons is mal oor mense wat die ander wang draai, nooit wil terugbyt nie. Mense wat bereid is om hulle baadjie vir jou te gee. Mense wat die ekstra myl wil stap saam met jou. Mense wie se hand altyd oop is om jou te help. Ons soek sulke vriende. Ons wil besigheid doen met sulke mense. Ons wil werk vir sulke mense. Ons wil hê ons kinders moet trou met sulke mense. Nou, ons hou daarvan om te dink ook dat ons is sulke tipe mense. Nou, Jesus se hart vir ons is dat ons alsbehalwe gemiddeld moet wees. Tog het ons almal 'n beswaar teen hierdie 4 illustrasies. Ek ook. Is moeilik. Is nie lekker nie. Ons het ook al gevoel dat ons seer gekry het as ons die ekstra myl gestap het of ons vingers verbrand het. Ons weerstand is 'n vraag. En ek wil hê hierdie vraag moet by jou insink. Wat word van jou verwag? Dis ons weerstand. Wat verwag word van jou as man of vrou of kinders, kollegas of 'n werknemer. Mense se verwagting is 'n gewig op jou skouers. En dit maak dat ons moeg is om op te leef na ander mense se verwagtinge. Ek wil nie meer nie, dit voel soos 'n swaar gewig. Wat Jesus sê is moenie volgens mense se verwagtinge leef nie, oorskry hulle verwagting. Die rede hoekom verwagtinge gewig op jou skouers is omdat hulle kies wat verwag word van jou, maar jy kies om mense se verwagtinge oorskry. En dit gee vir jou 'n lewe van vryheid. Mense se verwagting van jou is altyd gemiddeld. Wat sal dit doen vir jou huwelik as jou vrou besluit, weet jy, sy gaan die volgende paar rugby games saam met jou kyk? Wat as jou kinders se verwagting, as jy jou kinders se verwagtinge oorskry? Wat as jy meer gereeld help by die huis om kos te maak as wat verwag word van jou? Hierdie 4 illustrasies is kragtig wanneer ons dit toepas in ons naby verhouding en ons geliefdes. Let wel, met ons geliefdes en die mense naby ons. Dis kragtig. Wat van by die werk dalk, as jy meer doen as wat verwag word van jou? Nou hierdie 4 illustrasies het al 4 een ding in gemeen. Al 4 gaan oor ons verhoudinge. Gebroke verhoudinge, dis die grootste rede hoekom ons 'n beswaar het. Dat ergens in ons verhoudinge is daar iets wat slegs gebeur het. Gebrokene verhoudinge klink so, en is die reverse van hierdie 4 illustrasies. Seer
Iemand het jou seer gemaak. Die gemiddelde ding om te doen is om daai persoon terug te kry of 'n wrok te koester. Die tweede een is steel. Miskien letterlik of emosioneel het hulle iets van jou weggeneem. En almal verwag, dis die verwagting dat jy hulle kan terugkry. Iemand het jou uitgebuit. Iemand manipuleer jou en het jou oneerlik behandel. Almal verwag jy gaan daai persoon terugkry op Facebook. Dis die gemiddelde ding om te doen, daai comments. Verbrand, ergens het jy iemand gehelp en jou vingers verbrand. So hier's die punt. Seer gekry het, draai die ander wang. Iemand iets gesteel het van jou, wees vrygewig. Iemand jou uitgebuit het, stap die ekstra myl. Jy wat jou vingers verbrand het, gee helpende hand. Jesus wat kom en sê, ek wil hê jy moet bo-gemiddelde verhoudings hê met die mense rondom jou. Wanneer die mense wat naby aan jou seer maak, draai die ander wang. Wanneer die mense naby aan jou iets van jou wegneem, wees vrygewig. Wanneer jou swaar jou uitbuit, stap die ekstra myl, oorskry hulle verwagtinge. Leef 'n lewe wat spreek van alsbehalwe gemiddeld. En ja, jy's reg, dis onmoontlik. Dit voel onmoontlik en dit is onmoontlik sonder Jesus. Toe ons verhouding met God gebroken was, het hy ons verwagtinge kom oorskry. Hy het die ander wang gedraai, sy onderkleed en brokleed vir ons gegee. Hy het die ekstra myl gestap ten spyte van al ons sonde. Selfs al het jy al 500 keer weggedraai van hom af, en hy voel dat hy sy vingers soveel keer al met my verbrand het, tog is sy arms oop. Jesus soek 'n alsbehalwe gemiddelde lewe vir jou. Dis nie iets wat jy kan verdien nie, dis iets wat jy moet toelaat om met jou en binne jou gebeur. Hy het reeds die smal pad gestap vir jou. Hy het reeds 'n alsbehalwe gemiddelde lewe geleef, vir ons foute betaal, sodat ons iets van hierdie bo-gemiddelde lewe kan begin beleef. Wat sal dit doen vir jou huwelik, as jy jou lewensmaat se verwagtinge oorskry? Wat sal dit doen vir jou familie, as jy jou kinders se verwagtinge oorskry? Wat sal dit doen vir hulle toekoms? As jy jou ouers se verwagtinge oorskry, wat sal dit doen vir daai verhouding? Wat sal dit doen vir jou loopbaan as jy jou werkgewer se verwagtinge oorskry? Vir jou verhouding met jou buurman, as jy sy verwagtinge oorskry? Wat sal dit doen vir jou eie hart as ons so kan leef? Hier volg 'n paar besprekingsvrae en onthou om lekker saam te bid ook vir mekaar na die tyd. Totsiens.